Julle kan dan julle Bybels blaai na Psalm 102 toe. So kom ons nou vanoggend by hierdie Psalm stil staan. Kom eintlik uit vanaand se tema. Vanaand kyk ons na God se onveranderlikheid. En ons gaan deur daai tema werk uit die res van die skrif en dan veral die laaste deel van die Psalm, vers 24 tot 29. Maar om nie net dit te doen nie, om na die hele Psalm te kyk, moes ek dit in 2 opdeel. So daarom kyk ons nou vanoggend na die eerste deel van die Psalm tot by vers 23. En dan vanaand gaan ons bietjie meer dan fokus op die eienskap van God wat ons hier so mooi sien, God se onveranderlikheid. Kom ons lees die Psalm 102. Hoor die Here se woord. 'n gebed van 'n elendige as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die Here. O Here, hoor my gebed en laat my hulpgeroep tot by U kom. Verberg U aangesig nie vir my op die dag as ek in benoudheid is nie. Neig U oor tot my, die dag as ek roep. Verhoor my gou, want my dae verkwyn soos rook, en my gebeente gloei soos 'n vuurherd. Platgeslaan soos die plante en verdor is my hart, want ek vergeet om my brood te eet. Vanweë my harde gesig kleef my gebeente aan my vlees. Ek is soos 'n pelikaan van die woestyn. Ek het geword soos 'n uil op die pynhope. Ek is slapeloos en het geword soos 'n eensame voël op die dak. Die hele dag smaat my vyande my. Die wat teen my raas, gebruik my naam as 'n vloek. Want ek eet as soos brood en meng my drank met trane. Vanweë U grimmigheid en U toorn, want U het my opgehef en my weggewerp. My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het, en ek soos die plante verdor ek. Maar U, o Here, U bly tot in ewigheid, en U gedenknaam van geslag tot geslag. U sal opstaan, U oor Sion ontferm, want dit is tyd om hom genadig te wees, want die bestemde tyd het gekom. Want U knegte het sy klippe lief, en het medelee met sy pyn. Dan sal die heidene die naam van die Here vrees en al die konings van die aarde U heerlikheid, omdat die Here Sion opgebou het en sy heerlikheid verskyn het, hom gewend het tot die gebed van wie ontbloot is en hulle gebed nie verag het nie. Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskape gaan word sal die Here loof, omdat hy van sy heilige hoogte neergesien het, die Here uit die hemel op die aarde gelet het, om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood, sodat hulle in Sion die naam van die Here kan vermeld en sy lof in Jerusalem, as die volke almal saam vergader, ook die koninkryke, om die Here te dien. Hy het my krag op die weg swak gemaak, my dae verkort. My God, sê ek, neem my nie weg in die helfte van my dae nie. Die jare is van geslag tot geslag. In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van U hande. Hulle sal vergaan, maar U sal bly. Ja, hulle sal almal soos 'n kleed verslyt. U verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn. Maar U bly dieselfde. En U jare het geen einde nie. Die kinders van U knegte sal woon, en hulle nageslag sal voor U aangesig bly bestaan. Ons lees sover die Here se woord, en ons gaan fokus op vers 1 tot 23, en dan vanaand vers 24 tot 29.
Psalm 93 tot by Psalm 100 is die koningspsalms. Dit besing die koningskap van die groot goeie koning. Hy is die koning wat regeer in geregtigheid en waarheid. Hy is die koning vol majesteit en eer. Rondom sy troon is daar hierdie donderwolke en vuur om dit alles te sê. Hy is regtig heilig. Hy is die koning voor wie die nasies moet sidder en neerbuig. Maar net 2 psalms staan nou aan. Is hierdie psalm. Psalm 102. Dit begin met regtige kla en treur. Dis nie 'n lofpsalm soos Psalm 93 tot 100 nie. Dis 'n klaaglied. Dis tradisioneel ook gelys as een van die boetepsalms, sondebelydenspsalms, soos Psalm 32 en 51. Want vers 11 praat van die Here se toorn wat oor die digter is. So, die lof aan die leeu van Juda spring in Psalm 102 skielik na iemand wat ly in regtige pyn en vernedering. Vers 1 sê, dis 'n gebed van 'n elendige as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die Here. Is die benoudheid van een persoon as 'n individu, een mens. En ons sien dit baie duidelik in vers 1 tot 12. Maar dan slaan hy later oor na 'n gebed vir die volk as 'n geheel, vir Sion, vir die stad, vir die kerk. So hy roep tot God in sy benoudheid, hy roep dat die Here hom nie sal verlaat in sy pynlikste lyding nie, maar ook dat die Here sal dink aan sy kerk. Dat sy kerk nie sal verlaat nie, jy sy belofte sal nakom oor Jerusalem. So hy stort sy klagte uit oor sy pyn, maar dan bid hy dat die Here sy kerk sal herstel. Dis nogal 'n vreemde spanning tussen hierdie een persoon en die volk, of die gemeenskap, of die kerk. Een persoon aan die een kant, voor die Here, maar ook is hy hierdie verteenwoordiger van die volk en saam met die volk. Hy alleen, maar ook saam met die volk. So wat is dit nou? Bid hy nou vir homself of bid hy saam met die volk? In die volk se lyding. Ons sien dit weer in die laaste deel van die Psalm, wat die 2 dele of saamvat, waar ons nou vanaand gaan stil staan, vers 24 tot 29. Persoonlik, tog gemeenskaplik. Dis asof dit 'n koning is, of 'n leier, of 'n verteenwoordiger, of 'n hoof, wat oor sy eie lyding praat, maar ook namens sy volk. Sy eie lyding in ballingskap, maar ook vir sy volk intree in hulle ballingskap. Lyding en dan 'n gebed dat daar verheerliking kan kom uit die lyding, nie net verlossing uit die ellende nie, maar herstel die heerlikheid, 'n terugkeer uit die ballingskap na heerlikheid in Jerusalem. Dit is 'n koning. Die koning van Psalm 93 tot 100 is nie weg in hierdie psalm nie. Dis hy wat juis hier praat. Die leeu van Juda, die koning in sy heerlikheid, is ook die lydende knegg. Die lam wat vir ons geslag is. Hy is die koning wat oneindig ryk in majesteit en eer was, wat dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig die gestalte van 'n diensknegg aan te neem. Hierdie koning van Psalm 93 tot 100, hy het 'n diensknegg geword, arm en elendig. Daai woordjie daar in vers 1, 'n gebed van 'n elendige is, hy's arm. Die heerlikheid wat hy gehad het homself ontledig in die gestalte van 'n diensknegg aangeneem. 'n Mens gebore uit 'n vrou tussen diere.
Hierdie is daarom sy gebed in sy vernedering. Die gebed van die lydende diensknegt. Maar omdat hy hoof is van sy kerk, bid hy ook nie net as die lydende diensknegt nie, maar ook namens sy liggaam. Die hoof bid vir die liggaam. Hy bid as die bruidegom en die bruid. Die hoof en sy liggaam, een persoon. En ons kan daarom hierdie psalm in ons Bybel sien. Ons kan dit sing saam met Christus. Ons kan saam met hom hierdie psalm sing en bid. So, die psalm is dus nie net 'n mooi les vir hoe jy moet leer om te bid in lyding nie. Hierdie psalm sê, Christus het vir jou gelei, sodat jy kan bid in lyding. Meer nog, Christus het vir jou gelei, sodat jy saam met hom kan bid, vir die herstel van sy kerk. Ek hoor, daarom met die woorde van ons Here, die lydende diensknegt, bepyns dit, wat hier staan. Dink hier weer om sy skoonheid daarin te sien, wat hy gedoen het, dit wat ons net nou gesing het in Psalm 22 ook. Ons kyk eers dan na sy lyding en vernedering in vers 2 tot 12, en dan ook sy gebed vir verheerliking in vers 13 tot 23. Kom ons kyk wat bid hy, en ons in hom, wat kan ons bid? Julle kan julle Bybels oophou. So vers 2 en 3 is al vir inleiding tot hierdie gebed, maar dit openbaar ook reeds iets van die ellendige, die arm diensknegt se klag. O Here, hoor my gebed en laat my hulpgeroep tot by U kom. Verberg U aangesig nie op die dag as ek in benoudheid is nie. Neig U oor tot my op die dag as ek roep, verhoor my gou. Dis duidelik smeking, gebed, geroep van 'n diensknegt. Hy noem later ook die volk van die Here knegte, diensknegte, en daarom is hy ook een van hulle. Hy's 'n knegt wat smeek voor die Here vir hulp, 'n nederige knegt wat nêrens het om anders heen te gaan as om net voor die Here neer te val en te smeek om hulp te hê. Knegt wat ly en bid dat die Here hom nie sal verlaat op die dag van benoudheid en erge lyding. Is 'n knegt wat benoudheid ervaar, regtige angs, en is asof hy weet, daar gaan nog kom, en daar gaan selfs nog erger kom, die dag van benoudheid. Here, as daai dag hier is, en is reeds hier, maar hy kom ook nog, moenie my verlaat nie. En daardie dag word nou verder beskryf van vers 4 af, daai dag van benoudheid, daai tyd van regtige angs. Moenie my verlaat nie, moenie U aangesig van my wegdraai nie, moenie U vriendelike aangesig van my wegdraai nie, ek kan nie sonder U nie. Is dit nie wat ons Here gebid het die aand voor sy kruisiging nie? Hy het geweet die dag van groot benoudheid kom, en dit gaan benoudheid wees, verskriklike benoudheid, want sy Vader gaan sy aangesig wegdraai. Die eerste deel van die Psalm tot by vers 12 het soveel ooreenstemming met Psalm 22, wat ons net nou gesing het. Daai verse wat ons net nou gesing het, het jy so gekies, dis wat ooreenstem met hierdie Psalm. En mens kan sê, die dag van benoudheid is die dag waarvan Psalm 22 praat, waar hy gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Hier bid hy, Here, in die dag van benoudheid, moenie my verlaat nie. Nogtans U wil, nie my wil nie.
Dis die dag toe hulle sy hande en voete deurboor het, sê Psalm 22. Die dag toe hulle sy klere verdeel het, sê Psalm 22. Ook die dag toe hy gebid het, in Psalm 22 vers 3, maar U, Here, wees nie ver van my nie, my sterkte, maak tog gou om my te help. Dis wat vers 3 vra. Vers 3 vra. U, Here, wees nie ver nie, my sterkte, maak tog gou om my te help. Lydende diensknegt in benoudheid. Dit gaan nog verder in vers 4. Dit voel of sy lewe soos rook besig is om in die lug te verdwyn. Sy lewe word uit hom uitgesuig. Sy bene gloei soos vuur. Dit kan beteken uit koors, maar dit is asof sy lyf in 'n vuurherd gegooi is. Sy bene gloei, daai woordjie vuurherd. Sy lyf is in 'n vuurherd gegooi en al wat oorgebly het is die uitgebrande houtskool en die rook wat opstyg is sy lewe wat vergaan. Dit is asof sy lewe geoffer is in vuur. Sy hart en daarom sy hele wese is uitgesuig en uitgedroog soos 'n verlepte plant, soos gras wat vergaan. Sê vers 5 verder. Hy is so gestres en bedruk en in pyn en lyding dat hy nie eens kan dink aan kos nie. Want ek het vergeet om my brood te eet. Hy het geen eetlus nie. Hy is net vel en been oor. En sy siel is ook so, net vel en been. Bedink watter geweldige impak dit op ons Here Jesus sou gehad het, vandat hy die sondes van die wêreld op hom geneem het. Ons het hom gehou vir een wat geplaag en God verag is. Hy was nie meer mooi nie. Hy is heeltemal verlate, alleen soos die pelikaan. Dalk 'n ander nagvoël, ook 'n moontlikheid. En die uil in verlate plekke. Vers 7 en 8. As niemand oor om hom nie, almal het hom verlaat. En hierdie voëls wys nie net na die alleenheid nie, drie voëls word genoem en al drie se klem het daai alleenheid, maar dis nie net dit nie. Hierdie voëls sit op mense se dakke terwyl hulle slaap en maak geluide. Hy voel soos 'n eensame voël wat nie slaap terwyl ander mense slaap nie, en hy kreun van die pyn en lyding. Daardie nag, toe sy disippels nie eers saam met hom kon wakker bly nie, kon waak nie, maar hy sy klagte en lyding soos water voor sy Vader uitgestort het, alleen. En net daarna het hulle almal gevlug, en hy sê in Johannes 16, het gaan gebeur, kyk, die uur kom, en dit het nou gekom, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Sy disippels hardloop weg. En dan nog spot sy vyande hom ook. Hulle sê, ai, jy wil nie so wees nie. Hulle gebruik sy naam as 'n vloek. Dis, kyk net hoe pateties is hy. Wat 'n verlosser is dit?
Hulle sê dalk soos Job se vriende, hy verdien dit. Hulle spot so, want hy's in rou in sy lyding. Dis vir daai as eet wys. Hy's regtig diep bedroef. Hy huil so, dat dit wat hy drink gemeng is met sy trane. Dis Psalm 42 vers 4. My trane is my spys dag en nag. Omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? En is dit nie juis wat hulle vir die lyding knegt gesê het nie? Hulle het sê in Matteus 27 vers 43, hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy 'n behae aan hom het. Net nou in Psalm 22 ook. Hoekom gebeur hierdie met die lydende knegt? Vers 11 sê, dis vanweë u grimmigheid en u toorn, want u het my opgehef en my weggewerp. Daai grimmigheid en toorn is nie kinderemosies nie, dit is grimmigheid en toorn. Dit is God se heilige woede teen sonde. As jy dit ervaar, word jy weggevee. Wegsmelt jy voor die Here se aangesig soos was in vuur. Hy's opgetel en neergegooi, weggegooi soos 'n lijk wat in 'n graf gegooi word, soos skaf wat in wind gegooi word. Ja, die toorn van God oor jou sonde deur sy hele lewe gedra en veral daar aan die kruis. Toe hy verhoog is, opgetel is. Nou die lydende knegt van die Here weet, enige lyding is nie maar net sommer nie. Hy het presies geweet. Hoekom? Hy elke sekonde van lyding ervaar. Tot by sy dood. Dis toorn. Oneindige toorn oor sonde. Wat hy nie gepleeg het nie. Vers 12 sê dan uiteindelik, hy sien hoe sy lewe wegsterf, soos 'n skaduwee aan die einde van die dag, so lank word en hoe langer hy word, hoe vinniger word hy langer. Uiteindelik word jou skaduwee oorweldig deur ander skaduwees wat van agter kom en jy is nie meer daar nie. Dit is soos gras wat uit die grond uitgetrek is en verlep en vergaan. Hy is besig om te sterf. Sien julle dit? Wat ons Here Jesus gelei het. Sien julle hom in sy agterligste ellende. Dit wat hier beskryf word. Weet julle, dis net omdat hy die een is wat hy bid, dat jy nou in jou ellende kan bid. Jy kan in sy naam bid. Jy kan bid in elke benoudheid wat jy moontlik kan ervaar. Trouwens, omdat Christus hierdie aaklige benoudheid ervaar het, moet jy in elke benoudheid in sy naam hierdie bid. Jy moet jou klagte in nederigheid vir die Vader uitstort, want Jesus het. In siekte, in angs, in alleenheid, in spot, selfs in jou eie sonde, word die Vader jou tugtig. Omdat hierdie Jesus se woorde is, moet jy dit saam met hom sê. Hoekom? Want Jesus het daardie lyding gedra
vir jou. Jesaja 53 vers 4 en 5. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, alles wat hier beskryf word, ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God, geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy het die toorn van God op jou sonde gedra, sodat jou siekte en jou angs nie meer ewige verdoemenis bydra nie, maar juis tot jou genesing. Hy's geslaan, sodat wanneer jy geslaan word, dit ten goeie meewerk. Hy's gespot, sodat wanneer jy gespot word, jy meer soos hy kan wees. Hy is in liggaam en siel deur die aakligste lyding, sodat jy kan deel in sy lyding. Hy het die grimmigheid van God gedra, sodat jy nou in jou sonde tot hom kan vlug. Hy is deur God verlaat, sodat jy nooit meer verlaat sou word. Elke moontlike lyding is nou sodat jy nie verder van God afgaan nie, maar jy's by jou Vader kan kom. Want Jesus, sodat jy kan deel in sy lyding. Wat 'n heerlikheid. 'n voorreg. En dit beteken die ballingskap waarin die volk is. Vir die gelowige is die ballingskap nie die doel in sigself nie. Daar's regtig hoop. Die ballingskap is juis om die volk te brand, sodat hulle deur lyding nie van God weggegooi word nie, maar juis sodat hulle na hom sal terugkeer. Want die koning van Psalm 93 tot 100 is in ware ballingskap om sy volk uit ballingskap uit te trek. So is dit wat jy in lyding doen? Is dit wat lyding in jou lewe aan jou doen? Bring dit jou op jou knieë om meer soos Jesus te wees wat hierdie bid? Dat jy jou klagte soos water voor die Here kan uitstort? Maak jou lyding jou meer soos Jesus, of val jy in lyding juis weg van gebed, al hoe meer in ongeloof? Vlug na hom toe. Dat hierdie lyding gedra het, sodat jy selfs in lyding die vriendelike aangesig van die Here kan sien. Weet julle, die Psalm stop nie daar nie. Dit sê nie net hoe jy moet bid in lyding, want Jesus het gebid in lyding nie. Jesus het nie net sy klagte uitgestort nie. Hy het in sy lyding die eienskap van God oordink, eienskappe van God, en daarom sy beloftes bely en gebid. Vers 13. My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword en ek soos die plante verdor ek, maar U, o Here, U bly tot in ewigheid en U gedenknaam, U onthounaam, ek het laas keer ook daarby stil gestaan, van geslag tot geslag. U onthounaam is van geslag tot geslag. Ek vergaan, maar U is tot in ewigheid. Die God van onthou, die God van verbondsbeloftes wat nie kan vergaan nie. Na wie toe vlug jy as jy gekonfronteer word met jou eie tydelikheid? Wel, die een wat buite tyd is. Na die ewige God toe. En dis presies wat die lydende knegt gedoen het, sodat jy dit ook nou kan doen. Hy het Psalm 16 gebid, sê Petrus in Handelinge 2. Die laaste deel van Psalm 16. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon, want U sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien.
Die lydende knegt bid dit ook. Hy het daarom hierdie woorde van vers 13 ook gebid. Toe hy sy laaste asem gee, soos die skaduwee wat wegkwyn, was hy in gesprek met sy ewige Vader, wat getrou bly aan al sy beloftes. Hy is die God van onthou. Hy het sy gees oorgegee, doelbewus, te midde van die swaarste lyding denkbaar, omdat sy Vader die ewige en getroue God is, wat nie sal toelaat dat sy gunsgenoot verderwing sien nie. Hy sal die offer aanvaar, en hom nie in die dood los nie. Hy sal getrou bly aan al sy beloftes. Hy sal opstaan. En daarom kan die kerk seker wees dat God haar sal uitlei uit ballingskap en eer by hom. U sal opstaan. U sal Sion, u oor Sion ontferm, want dit is tyd om hom genadig te wees, want die bestemde tyd het gekom. Ja, die bestemde tyd het aangebreek, toe die lydende knegt nie in die dood oorgegee is nie, maar opgewek is. Dis die tyd, die dag toe die ware terugkeer uit ballingskap plaasgevind het. Die bestemde tyd van die ware Exodus. God sal as gevolg van die lyding van sy knegt, en omdat hy die ewige God is en daarom die onveranderlike verbondsgod in al sy beloftes, sy kerk in gemeenskap het hom herstel in heerlikheid, want Sion is die liggaam van die hoof wat uit die dode opgewek is. Hy het gewen, want God is getrou. Goed is dit nie. Ons is een met die lydende knegt, maar nie net in sy lyding nie, ook in sy heerlikheid. God sal sy kerk herstel. Kyk wat bid ons verder saam met Christus, vers 15 tot 18. Want die knegte het sy klippe lief, hy sê Sion se klippe, die bakstene van die stad Sion, en het medelee met sy pyn. Dan sal die heidene in die naam van die Here vrees en al die konings van die aarde u heerlikheid, omdat die Here Sion opgebou het, in sy heerlikheid verskyn het, hom gewend het tot die gebed van wie ontbloot is, en hulle gebed nie verag het nie. Ons het die stad lief, o Here. Die bruid, die kerk is mooi, want u het haar mooi gemaak, en ons verlang om te sien hoe u haar weer mooi gaan maak, sodat die nasies na haar sal kyk en sê, dit is skoonheid wat ek nog nooit gesien het. Dit is die skoonheid van die koning, wat in haar weerspieël word. Ons verlang dat u die kerk 'n lig sal maak vir die nasies, dat die heidene na u stad sal kom en vra, kan ek saam met julle gaan soontoe? Want julle stad het regtig die waarheid. Julle God is met julle. Selfs koning sal kom om Christus se heerlikheid te aanskou in sy bruid. En dit het gebeur. Dit waarvoor Christus hier bid, dit waarvoor die kerk bid, dit het gebeur. Die volk het uit ballingskap teruggekeer, en dit wat hier beskryf word, het in die klein gebeur, maar dis nie die uiteindelike vervulling nie. Jerusalem en die tempel is, kan jy sê, dis die vervulling van hierdie psalm nie. Nee, dis die lydende knegt het gelei. Hy het juist toe ook opgestaar en daarom sy liggaam saam met hom, die kerk, die ware Exodus, die terugkeer uit ballingskap het plaasgevind. Want Jesus en sy kerk het hierdie gebid. En daarom het God
Sion 'n lig van die nasies gemaak, die kerk het versprei oor die hele bekende wêreld, selfs konings het tot bekering gekom. En ja, dit was selfs deur lyding hier. Want Jesus se disippels word soos hy, hulle deel in sy lyding. Ons voorouers het sendelinge vermoor. En God het hulle gebede verhoor en daarom het sy kerk gegroei in die heerlikheid van Christus, die bloed van die martelaars, die saad van die kerk. Julle bid ons hierdie weer saam met Christus. Die kerk het weer geval in irrelevantie in die samelewing. In 'n groot mate. Die kerk dink sy's lelik. Ag, die wêreld dink die kerk is lelik, veragtelik. Maar Jesus het gelei en hy het opgestaan. En daarom moet ons nie net in ons lyding bid vir uitkoms nie. Jesus het opgestaan sodat ons weier kan kyk na waarmee die Here besig is en dat ons hierdie kan bid. Die tyd het aangebreek dat die Here sy kerk mooi maak vir die wêreld. En kyk hoe het die Here dit nie gedoen reg deur die geskiedenis nie. Ja, deur lyding van individue in die kerk wat geword het soos Christus, het die kerk al hoe mooier geword. Te midde van erge vervolging, waar gelowiges op strepe vermoor is, het Sion, die stad van God, al hoe helderder geblink. Hoekom? Want die lyding van sy knegte is nie meer tot oordeel nie. Want die lydende knegt het dit gedra. En daarom is die lyding van sy knegte selfs tot seën. Ja, ook in vervolging het sy knegte agter Jesus hierdie aangebid: Here, doen goed aan Sion. Ons bid dat hy hierdie stad sal seën, dat daar vrede sal wees. Knegte wat ontbloot was, wat regtig gelei het, en die Here het hulle gebede nie verag nie. Dis hoekom dit in die geskiedenis kon gebeur. Die wat in vervolging gelei het, het gemaak soos Christus hierdie gebid, nie net dat hulle klagte uitgestort het vir die Vader nie. Hulle het gebid: Here, herstel Sion. So bid julle ook hiervoor, dat die Here sy kerk sal mooi maak, ook in die oë van die wêreld, dat die nasies sal kom. Selfs al gaan dit ook deur lyding. Kyk verder tot by vers 23. Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word. En die volk wat geskape gaan word, sal die Here loof, omdat hy van sy heilige hoogte neergesien het. Die Here uit die hemel op die aarde gelet het, om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood, sodat hulle in Sion die naam van die Here kan vermeld en sy lof in Jerusalem. As die volke almal saam vergader, ook die koninkryke, om hom te dien. Die gelowiges sê saam met Christus, dit wat die Here gedoen het aan sy kerk en sal doen, is so groot, so noemenswaardig, dat ons dit nie sal vergeet nie, ons sal onthou, want ons dien die God, wie se gedenknaam is van geslag tot geslag. Ons sal geskiedenis opskryf, en ons sal dit vir ons kinders vertel, want ons is lief vir sy kerk. Ons sal vir ons kinders vertel van Christus wat Sion herstel het en hoe hy dit gedoen het. Ons sal vertel van God se roemryke dade sodat ons kinders sal onthou. Want hy is die ewige God en sy gedenknaam is van geslag tot geslag. Hierdie sê ook iets van hoe hierdie groot maak van Sion gebeur in geskiedenis. Dis self die seën en ook die metode tot die seën
nageslagte wat die geskiedenis hoor en glo. Ja, dis nasies wat kom, volke, koninkryke wat kom neerbuig voor koning Jesus, maar kyk wat word eers genoem, van geslag tot geslag, na die volgende een, want ons God is 'n ewige God. Deel van die herstel en heerlikheid van die kerk is Paas, wat eenvoudig om 'n etenstafel in die sitkamer die Bybel oopmaak en vertel van die lydende knegg en sy heerlikheid. En hoe hy Sion kom herstel het. Hoe dit gelyk het asof hy ly tot dood en ewige dood, maar nee, hy het gewen. En hy het die stad opgebou wat afgebreek is tot die grond toe. Hoe hy die hoeksteen is en ons die stene en hoe hy elke steen neerlê sodat ons sy heerlikheid kan openbaar vir hierdie wêreld. Ja, ons sal vertel. Ons kan nie anders nie. En ons God se gedenknaam is van geslag tot geslag. Want hy is getrou. Julle, hierdie is so belangrik. Hierdie is waar jy konkreet sien hoe mooi Sion word. Dis gesinne. Dis gesinne wat God se dade en sy lydende knegg onthou. Die geslagte wat kom, sal die Here loof, want hy het in genade neergedaal. God het uit die hemel op die aarde gelet en hy het die gevangene, die leier uitgered uit ballingskap sodat ons hom kan aanbid, hulle en hulle kinders. Kyk na die laaste vers van die Psalm ook. Die kinders van u knegte sal woon, en hulle nageslag sal voor u aangesig bly bestaan. Dis die seën waarvoor die kerk moet bid. As jy die goedheid van die Here gesmaak het, gaan jy nie anders kan as om jou kinders daarin te laat deel nie. Jy gaan dit wat neergeskryf is vir hulle lees. Jy gaan saam met hulle psalm sing by die huis. Jy gaan vir hulle verduidelik. Ons as kinders van die dood. Kinders onder God se toorn, op pad hel toe vir ewig, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons lewend gemaak, saam met Christus, saam met hom is ons opgewek. Ons het teruggekeer uit die ballingskap deur sy genade. Ons kan daarom nie anders om as gesin hom te loof nie. Maar tog ook is dit nog weier, vers 23, sodat hulle in Sion die naam van die Here kan vermeld en sy lof in Jerusalem, as die volke almal saam vergader, die koninkryke, om hom te dien. Volkere, nasies, koninkryke sal die naam van die Here vermeld, as die God van die verbond, die God van onthou, die ewige God. So weer, bid julle hiervoor saam met Christus. Julle sien die gelowige wat hier bid saam met Christus, kyk nie net vas in verlossing uit sy ellende nie. Hy kyk na die God van ewigheid en daarom kyk hy baie groter. Ons is so geneig om in ons swaar kry net te bid vir uitkoms, en is wonderlik dat ons kan bid vir uitkoms, omdat Christus die lyding gedra het, maar ons kan so gefokus wees op ons en ons probleme. Toets jou gebede. Hoeveel gaan oor jou en jou probleme? Jou lyding. Kyk, die gelowige stop nie net, ja, ons mag bid in lyding, ons kan ons klagte voor die Here uitstort, maar die gelowige stop nie daar nie, hy bid vir die herstel en die skoonheid van Sion, binne in sy lyding, vir die verspreiding van die evangelie in sy lyding. Hy bid dat die kerk se skoonheid en toon gestel sal word. Hy bid dat hy en sy kinders se kinders die Here sal ken. Hy bid vir sy buurman, wat so arm
wat nie so arm en ellendig soos hy is in rykdom nie, hy is skatryk, maar jy sonder die kennis van die lydende knegt. Hy bid dat hierdie man die ware rykdom kan proe. Hy bid in sy lyding dat konings tot bekering kan kom. Hy bid dat koninkryke sal kom om die Here te dien. Weet julle, die Vader het sy seun verhoor toe hy hierdie gebid het in sy grootste vernedering en lyding. Hy het opgestaan uit die dood en hy het hom ook verhoor toe hy gebid het, hierdie gebid het vir sy skape. Hy bid in Johannes 17, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, vir sy disippels nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Daarom vir ons ook. Dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En die Vader het sy seun verhoor. Ons kan hierdie bid daarom met groot sekerheid, saam met Christus. Amen.